Lorika, ons vraag vandag, interessante vraag. Wie sou ek wees as ek niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? Oei, genigtig, kan Mhm. dit ooit bestaan? Ja. Wie sal 'n mens wees? En ek dink dis nogal 'n abstrakte gesprek hierdie, want om te dink, maar as ek nooit enigiemand se goedkeuring nodig het nie, wie is ek? Wat sal ek doen? Hoe sal ek optree? Watse besluite sal ek neem? En wat sal dit vir my beteken? Nou, ek wil net hier 'n disclaimer sit, #disclaimer, dat onthou, ons is almal interafhanklik van mekaar. Die doel is nie om onafhanklik of mede-afhanklik te wees nie, ons wil interafhanklik wees van mekaar. Wat uit die aard beteken dat om 'n mens te wees, beteken dat jy wel goedkeuring gaan benodig op een of ander stadium van jou lewe. Maar om dit nie meer te benodig, dat dit broodnodig is in jou lewe nie, dink ek is 'n wonderlike plek om te wees. Want die uiteinde is dat jy daai goedkeuring vir jouself kan gee en jouself omring deur mense wat nie noodwendig daai goedkeuring voel hulle moet vir jou gee nie, maar hulle doen net want dit gaan, jy weet, hegtheid bring in daai verhouding of dit gaan daai koneksie bewerkstellig. So, jy weet, goedkeuring is 'n vreeslike biologiese ding wat ons beleef. Van die oomblik wat iemand vir jou een raak sien en twee vir jou positiewe terugvoer gee, dan kom die beloningssentrums, dan gaan al daai liggies aan en dan begin jy agterkom, "Jo, okay, ek is op die regte pad en ek het nog nie die pad byster geraak nie." En jy weet, dis interessant wat ek hier wil noem is die beloningssentrum is in dieselfde area van die brein as fisiese pyn, nê? Nee? So wat hier gebeur is wanneer jy terugvoer kry, dan herbedraad jy eintlik waar jy fisiese en kroniese pyn beleef. So dis 'n gesprek vir 'n ander dag wat die verskil tussen daai twee is. Maar kroniese pyn is emosioneel en fisiese pyn is fisies. So wanneer jy terugvoer kry by mense, dan herbedraad jy daai area van die brein. Jy weet, so jy begin jy begin onafhanklik raak van die terugvoer en meer afhanklik raak van jou eie oordeel en jou eie, jy weet, gesprek wat jy het met jouself oor hoe jy die wêreld beleef en wat dit vir jou beteken. Daai selfwaarde bou. Ek kry die idee van van mense, dat Mhm. ons instinktief verstaan ons presies wat jy sê. Maar Mm. die idee wat ek kry is dat mense dan is so desperaat vir hierdie positiewe terugvoer, dat hulle dit op verkeerde maniere, gesê dit verkeerde maniere, verkeerde maniere, Mm. hulle dit probeer kry by ander mense op maniere wat nie Absoluut. noodwendig suksesvol gewees het. So kan ons miskien 'n bietjie praat oor wat sal die ek reg en verkeerd vandag in my kop deeldag. Wat sal 'n meer suksesvolle manier wees teenoor 'n meer onsuksesvolle manier? Ja, so die een ding is net om te besef dat eksterne terugvoer bou ook dan 'n eksterne locus van beheer. So wat dit beteken is jou validering word nooit binne-in gevind nie. Wat beteken jy is dan basies verslaaf aan eksterne terugvoer en eksterne, jy weet, validering. Nou dit is glad nie volhoubaar nie, want die wêreld gaan nie 24 ure 'n dag vir jou eksterne positiewe terugvoer gee nie. Wat gebeur dan wanneer jy dit nie ontvang nie? Is skielik bevraagteken jy diself. Jy bevraagteken jou selfwaarde. Jy vra jouself af, maar is ek op die regte pad? Wie is ek? Wat beteken ek vir die samelewing? En dan gaan ons in donker plekke betrokke raak. Wat ek dink geen mens, jy hoef nie so intoe te gaan nie. Hoekom sal jy dit aan jouself doen? Jy weet, so dit gaan absoluut oor daai selfsielkunde, nê. Winnicott het vreeslik baie oor gesels. Maar as 'n kind, jy weet, of 'n persoon voldoende gesien en bevestig en aanvaar word, dan ontwikkel hulle 'n stabiele innerlike self. Nou kyk, stabiel beteken nie dis soos 'n staalpyp wat net so is en hy verander nooit nie. Dit beteken dat daar's goeie en slegte dae, maar die fondasie van jou innerlike self bly sterk en bly gesond, nê? Jy weet, dan kan jy jouself ook bou rondom ander tipe reaksies. Ek het byvoorbeeld nou die dag die mooiste storie of ek het 'n boek gelees oor 'n vrou wat se werk was om 'n boekwinkel te wat's die woord om te draai. Die boekwinkel was besig om, jy weet, onder te gaan.
En sy lees toe 'n storie wat eintlik baie sleg geëindig het. Die hoofkarakter wat 'n kind was, is toe oorlede aan die einde. So dadelik is almal up in arms en freak uit en o my genade, hoe kan jy so 'n storie vir kinders lees? Want sy het elke week 'n storie gelees in die boekwinkel en sodoende mense gekry om boekwinkel toe te kom. En wat interessant was, daarna het soveel ouers teruggekom en gesê, my kind wat al vir maande lank ophou praat het skielik weer begin praat. En my ander kind het vir die eerste keer kon huil oor die verlies van 'n ouer. En. En die rede hoekom ek hierdie hierby aanbring, is ons is so gefokus op positiewe terugvoer, dat ons nie agterkom dat negatiewe terugvoer ook belangrik is vir jou ontwikkeling nie. Dis belangrik vir jou groei. As jy nooit negatiewe terugvoer kry nie, hoe gaan jy diepte ontwikkel in jou lewe? Hoe gaan jy betekenis vind in jou lewe? Hoe gaan jy bevraagteken, maar is hierdie negatiewe terugvoer regverdig of nie? Daar's diep innerlike prosesse wat plaasvind wanneer jy dit ook ontvang. En dis ook nodig. Anders te bou jy 'n vals self van konstante positiewe terugvoer en dan praat ons hier van narcisme en jy weet allerlei ander komplekse persoonlikheidsversteurings wat ons nie nodig het om te ontwikkel nie. Dit is eintlik moontlik om so iets te ontwikkel. Ek dink waar mense hulle self in die voet skiet, is die term negatiewe terugvoer. Miskien moet dit net terugvoer noem, maar is nou nie gewenste terugvoer vir jou as individu nie. Maar hoe kan mens onderskei? Want ek bedoel, ja, daar is aaklige bose mense in die wêreld wat lelike goed vir ander mense sê net omdat hulle wil beter voel oor hulle self. Dit weet ons nou almal van sosiale media. Maar alles wat na jou toe kom is tog terugvoer. Waar kan mens daai grens lê tussen dit is nou iets wat jy gaan moet ter harte neem en hierdie is nou iets wat jy gaan moet laat gaan? Absoluut. Jy weet, daar's 'n ding van om ek sê altyd vir my kliënte, kom ons vat hierdie stelling of hierdie terugvoer of hierdie idee of hierdie gevoel, kom ons vat dit hof toe. So ek en jy gaan nou saam, jy's 'n advokaat aan die een kant, ek's 'n advokaat aan die ander kant of ons is saam aan een regspan en kom ons soek die bewyse dat dit waar is. En dis 'n triekie ene hierdie nê, dis hoekom ek dink jy moet dalk nie hierdie op jou eie doen nie. Gaan sit saam met 'n professionele persoon en vra jouself af, is die terugvoer wat ek gekry het waar? En indien wel, hoekom? Waar is die bewyse daarvan? En as daar bewyse is dat hierdie persoon se terugvoer waar is, kom ons werk daaraan, kom ons praat daardeur, kom ons sorteer dit uit sodat miskien is jou gedrag problematies. Miskien is jou verstandhouding oor goed problematies. Miskien is jou patrone regtig negatief vir ander mense. Die groei wat daar plaasvind en die betekenis wat daar gevorm word, is, ek meen, geld kan nie sulke goed koop nie. Vir die res van jou lewe gaan jy dan op 'n beter manier funksioneer. Hoe wonderlik is dit? Ja. Ek kom natuurlik terug na die program se naam, na Wie is ek en hoekom 'n mens, hoe meer jy oor jouself leer, hoe gaan niemand sê makliker gaan jou lewe wees nie, maar hoe meer gebalanseerd of hoe meer toeganklik gaan jou lewe wees. As mens net meer kan verstaan van jouself, die goed en die sleg. Absoluut. En om gebalanseerd deur die lewe te gaan beteken jy's kwesbaar en om kwesbaar te wees met ander mense is soos die fundamentele goue draad van enige verhouding. En ons is op die ou einde van ons lewe net die som totaal van die verhoudings wat ons kon vorm tydens ons leeftyd. Mense, indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Daar is ook meer leesstof op ons webwerf, gaan na wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Lorika Fix, sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Alle besonderhede is by die gesprek, so gaan kyk daar as jy haar wil kontak of kyk waar sy is. Sy doen ook aanlyn terapie, so vind meer uit daaroor. En deel asseblief die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste onthou, kyk mooi na jouself.